Daar's hy, ons praat vanoggend 'n bietjie verder oor hoe om God se stem te hoor. Het laasweek vir jou iets beteken? Sê gou 'n bietjie daarso, het dit. Alright. Ons is almal op hierdie reis van waar ons leer om God se stem te hoor. En daar's partykeer wat God praat en dit is so duidelik, dis onmoontlik om selfs te wonder daaroor. Het julle dit al beleef? Dis partykeer praat die Here so duidelik met jou, niks en niemand kan jou iets anders vertel nie. Het julle dit al ervaar? Maar dan is daar partykeer wat ek wonder, is dit nou die Here wat met my praat? Het julle dit al beleef? Wat 'n ou voel, man, ek dink dis die Here wat met my, dit voel vir my of dit die Here is, ek glo dis, maar ek is nie so 100% seker nie. Kom nou, hierdie is nie 'n stilte kerkie, hierdie is 'n plek waar ons kan eerlik wees met mekaar. Die koninkryk van God gebeur, manifesteer, word waar, word tasbaar en beleefbaar wanneer ek eerlik is. Nie wanneer ek perfek is nie. I'm going to say that in English. The kingdom of God manifests when I'm honest, even though I'm not perfect. I am imperfect, but I'm God redeemed. En soos wat ek hom volg, raak ek meer soos wat hy is. Amen. So, wat ons probeer doen hierso is om wit lig deur 'n prisma te skyn. Nou wat gebeur as jy wit lig deur 'n prisma skyn? Julle ouens weet, ek sê maar net weer, want ek besef net hoe onmoontlik is dit vir my om te doen wat ek probeer doen. So, as jy wit lig deur 'n prisma, dan gebeur daar 'n ding, refraksie, en hy breek daai lig op en jy sien die reënboog. En wat ons is God kommunikeer, hy praat met ons. En dis soos daai wit lig wat daar skyn, God praat. En as God kommunikeer, beteken dit nie net is informasie nie. As ons met mekaar praat, ek kan sê goeiemôre, en dit voel 'n sekere manier en ek sê iets. Of ek kan sê goeiemôre, en dit sê ietsie anders, en ek kry sommer 'n respons ook. Of ek kan sê goeiemôre. En net in die manier hoe ek gebruik my hande. Wie van julle, ek het so 'n pel, hy bly nou in George, hy kom uit Oudtshoorn uit, nee. Daai man praat oor die telefoon ook met sy hande, so jy hoor net so tussenin. Want hy verduidelik vir jou. Dis 'n manier van kommunikeer en hoe ons praat. Net so praat God en hy kommunikeer met ons en hy gebruik verskillende goed. En al wat ek nou probeer doen is om vir ons te help om makliker te onderskei, trek ons daai verskillende kleure so 'n bietjie van mekaar af. Maar jy sal baie keer sien dat God praat in 3, 4, 5 van hierdie maniere gelyk. Hy praat gelyk op 'n klomp maniere met ons. So, is julle ouens reg? Ons het gesê God gee vir ons vrede. Dis een van die maniere, dis soos 'n skeieregter. As jy nie vrede het nie, wag. Dis 'n manier hoe God kommunikeer. As jy nie vrede het nie, jy wil 'n besluit maak oor iets belangrik. As jy nie vrede het nie, moenie net, ons hoop maar vir die beste, Gods water oor Gods akker hê. En dan 2 jaar later, dan wonder ou, maggies, hoe het ek hier uitgekom? En selfs binne dit is God genadig, maar dit is nie hoe ons wandel in die gees nie. Dan het ons gesê, God praat met ons deur ons gewete. Dis daai stemmetjie wat vir jou net so voor jy wil Sondag sê moenie. Nou dis nie soos Walt Disney, waar daar 2 engeltjies op jou skouer sit nie. 'n Slegte engeltjie. Nee, dis God se Heilige Gees wat praat met jou. En jy hoor dit in jou gewete. En dan is daar ook 'n manier hoe God met ons praat. Hy gee vir ons 'n indruk, 'n impression. Het jy al ooit dit beleef? Jy het net so 'n snaakse gevoel wat nie van jou afkom nie. Partykeer is dit, man, daar's iemand net in jou gedagtes en jy kan dit net nie afgooi nie. Dis nie asof jy gehoor het, dink aan Gavin, nie? Dit was nie so stem nie. God praat nie so nie. Okay, nee, in die kinderbybel of die kindermovies wat ons gekyk het toe ons klein was, dan sit ons Moses. Onthou julle? Ek het nou nog nie God so hoor praat nie. Maar ons, dis net as jy hom hoor dat jy weet hoe hy praat. So dis moeilik om dit soms vir iemand te kommunikeer, maar God praat met ons en partykeer ons sê die Here het iets op my hart gedruk. Of die Here lê dit op my hart om vir jou koffie te koop.
kom ons gaan kuier 'n bietjie. En jy weet nie wat aangaan met daai mens nie. Jy voel net in jou hart, man, jy het selfs dalk weke laas met hulle gepraat, maar jy het net hierdie belewenis van God wat iets op jou hart druk. Nou, en dit gebeur op jou hart. Ons maak van hierdie goed so geestelik. Weet julle wat? God stel belang in alles in jou lewe. Hy ken alles in jou lewe. Hy verstaan alles in jou lewe. Nie net wat ons sou sê die geestelike goed is. Alles. Hy ken alles. Hoor hier wat sê hy? En hy praat met ons in ons hart. Hy sê, but this is the covenant that I will make with the house of Israel. Nou in die Ou Testament, as God praat van dit, dan praat hy van sy bruid. Hy praat van ons. In die Nuwe Testament gee God beloftes. En daai beloftes is vir ons. En een van daai beloftes wat hy gee, is hier in Jeremia. En wat voor dit gebeur is, die vers voor dit sê, ek gaan nie met julle dieselfde verbond maak as wat ek met julle gemaak het toe ek julle uit Egipte uitgevat het nie. Maar in hierdie dae sal ek 'n nuwe verbond. Wat is die nuwe verbond? Okay, dis 'n retoriese vraag, hè? Wat is die nuwe verbond? Okay, ek gaan gou my trui uittrek, wil jy laat my sweet hierbo. Verbond, die nuwe verbond is dat die Heilige Gees binne ons sal leef. Dis die nuwe verbond in my bloed, sê Jesus. Dis, nou sal ek nie meer met jou net wees nie, maar ek sal binne in jou wees. Jesus sê, dis goed vir julle dat ek weggaan, ek kan nie hier bly nie, ek moet na my Vader gaan, want dan sal ek die ander trooster stuur, die Heilige Gees, en hy sal met julle altyd wees. Dis die nuwe verbond, dis waarvan daar geskryf is hierso, en ons celebrate dit elke keer wanneer ons nagmaal gebruik. Then it's the new covenant in his blood, sealed with his blood, far greater than any other covenant. As jy in hierdie covenant staan, dan is dit soveel groter as die sonde en die swakheid en die swak selfbeeld wat ons het van onsself. As hy sê hy vergewe jou, dan vergewe hy jou. En hy kan iets doen wat ons nie kan doen nie. Hy kan dit skei so ver soos die ooste van die weste. Dit kan nooit by mekaar uitkom nie. Noorde en die suide, jy weet, jy kan by die noorde uitkom as jy van die suide afkom. Jy kan by die suide uitkom as jy van die noorde afkom, maar die ooste en die weste, jy kan nooit by die oospool kom nie, want daar is nie so ietsie. Hy vat ons sonde so ver soos die ooste en die weste van mekaar is. Kan nooit weer by ons uitkom nie. Is mooi, nee. Nou hoor hierso, hy sê, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Dis na die kruisiging van Jesus. I will put my law in their minds. Julle ouens sien daar, skus, ek staan bietjie voor die ding. And write it on their hearts. Hy skryf dit op hulle hart. Daar in hulle diep geeswortel, daar sal ek. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan ek sal dit in hulle harte sit. Ek sal jou mens wees verander. Ek sal dit maak dat jy my wil hoor en wil volg, dat jy my wil doen. Efesiërs sê vir ons, dis hy wat ons gee, die ability en die will to do his will. Hy sit dit in ons hart, want dis in jou hart waar jy leef. Jou hart is daai plek waar net jy en God weet wat daar aangaan. Jou diepste mens wees, daar waar jou drome is. Dis waar God is, en waar God met jou praat, en ja, dit is jou gees. Maar hy sê pertinent, ek sal dit skryf op die plek waarvan af jy lewe. Ek sal dit skryf op jou hart. Is dit nie mooi nie? En so partykeer, dan hier diep binne in my weet ek wat die wil van God is. As sekere goed, waar jy nie hoef te bid nie. Kom nou. As sekere goed wat hy ou weet, dis wat God wil hê. O, magtig. Okay. Here, help ons almal vandag. Alright, so hoe praat die Here met ons? Die Here praat met ons in ons gedagtes. Kom ons lees 'n bietjie wat hier gebeur. 1 Konings 19 vers 9. And there he went into a cave, this Elia. He went into a cave and spent the night in the place. And behold,
the word of the Lord came to him. And he said to Elijah, "What are you doing here, Elijah?" Alright, so wat het gebeur hierso? Julle onthou al die Baal-profete? Hulle was leiers van die, ja, okay, never mind. So, al die Baal-profete is op die berg, en hulle lei die hele volk om Baal te aanbid. En hulle lei hulle weg van die lewende God, en Elia gaan, en hy word geroep deur God, en onthou, al die ander profete is doodgemaak. Dis absoluut crazy dat hy die genade het, en hy gaan soontoe, en dan sê vir die hele Israel, vandag besluit julle wie julle dien. Die lewende God of hierdie dooie afgod, wat met mense hande gemaak is. En julle weet, alles wat daar gebeur, die vuur kom, verteer alles, brand alles weg. En dis revival. Hulle slag hy Baal-profete net daarso. En dit reën. En die Here is daar. En wat gebeur? Hy tannetjie, wat langs daai swakkeling van 'n koning staan. Hy tannie sê vir Elia, dat hy sal net so dood soos daai Baal-profete wees binne 24 uur. En wat gebeur? Hierdie magtige ou wat vuur uit die hemel uitbid, wat reën uit die hemel uitbid, skrik om vrek. En hoe kan ek met dit assosieer? Jy is op hierdie high saam met die Here en dan gebeur daar iets en dan voel dit of jou hele bodem uitval. Is dit nie so nie? En Elia gaan en hy gaan kruip weg en hy eet daar so 'n happy meal wat vir hom vir 40 dae en 40 nagte hou. En hy's daar deur 'n verskriklike bergagtige plek en hy kom hier uit. Hy's op pad na Horeb, die berg van God. Daar waar hy weet God praat. Hy gaan sonder hom af. Hy gaan soek vir God in sy nood, in sy moeilikheid, gaan soek hy vir God. Dis iets om op te let. En wat doen hy? Hy gaan en hy gaan vra. Wat gaan aan, Here? Hy's in 'n deprou en wat gebeur? En dis die mooi van die Here. Dan kom die woord van die Here na hom. En hy sê vir hom, wat maak jy hier? In hierdie plek? Wat soek jy hier? En dan staan daar die volgende. Oepsie, ekskuus, daar hardloop ek bietjie vooruit. Die woordjie wat gebruik word met die woord van God wat gekom het, is die woord davar. En dit beteken matter, message, counsel, cause or thought. So Elia lê daar en hy's in hierdie grot en hy bepyn sy lewe en hy wou doodgaan. Hy het gesê, Here, maak my eerder ook net dood. Ek is die laaste ou. Ek het so hard vir U gewerk en nou wil hulle my doodmaak. Waar is U, Here? Dis nou die Gert Kriel vertaling, maar dis wat hy sê. Hy sê, waar is U, Here? En dan lê hy daar in daai grot. And then a thought crosses his mind. Dit voel soos sy eie gedagte amper. Daar's 'n gedagte, 'n boodskap wat na hom toe kom. Is nie 'n stem nie, is 'n boodskap wat na hom toe kom. En wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Is dit nie kosbaar nie? Ons lees verder. Ons gaan nou weer by Elia kom. Handelinge 8. Hierdie is Filippus, dis een van die ouens wat vir Jesus volg. And now an angel of the Lord spoke to Philip, saying, so dis nog 'n manier hoe God praat, hy stuur engele. En hierdie engel, daar staan nie eers hy het in 'n droom gekom nie. So, hy sien hierdie engel en God praat met Filippus deur hierdie engel. Hy sê, arise and go towards the south, along the road which goes down from Jerusalem. This is a desert. Ja, om in die woestyn in te gaan, moet jy 'n engel sien. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, an eunuch with great authority under Candace the queen, bla bla bla. Is 'n baie belangrike ou, is besig om van Jerusalem af uit kom aanbid, and he's busy leaving, going home back to Ethiopia. Then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. So Philip ran to him, heard him reading the prophet Isaiah, and said, do you understand what you are reading? Long story short, hy lei hom na die Here toe, doop hom, en die man gaan terug en die evangelie gaan saam met 'n man van 'n autoriteit Afrika toe, Ethiopië toe. Incredible. En Filippus kon dit so maklik gemis het. Daar staan nie geskryf, daai woordjie wat hulle gebruik sê nie, dit sê maar net die Heilige Gees het gesê.
maar dit sê nie hoe hy gesê het nie. Party woorde sê hoe Heilige Gees sê, ander sê nie hoe Heilige Gees gesê het nie. Ek het al so baie sulke ervarings in my lewe gehad. God kry jou aandag met iets groots, en dan is dit asof daar net 'n gedagte in jou kop kom. En wanneer jy luister daarna, dan sien jy partykeer eers na die tyd dat dit God was. Het julle dit al so beleef? Alright, hoor gou hierso, kom ek vertel julle gou 2 stories, een negatiewe en een positiewe storie. Ek's in Bloemfontein, deel van die musiekspan, ek moet laat waai. Nou lê my CD-player. Of net voor dit, steel iemand my selfoon. En ek kom by die huis aan. Nou daai jare was ons selfone nie die hele tyd by ons die days. Dit was die good old days, nê? Ons selfone was nie die hele tyd daar nie. So almal kon jy nie die hele tyd plan nie. En ek vergeet los my selfoon by die huis, in die studentehuis waarin ek bly. Op my bed. En ek kom terug die middag so 5:00, 6:00 se kant, kom ek by die huis aan en ek sien my foon is weg. My selfoon is missing. Nou sê die ouens daar vir my langs aan, daai fariseer ding, sê die ouens vir my, hey man, jy het jou foon gesaai. Bless die ou wat jy, ek sê nee, jy verstaan iets van saai en maai nie. Saai is wanneer ek besluit om iets in die grond te sit, nie wanneer iemand dit vat by my nie. Mens noem dit steel. En ek het nie hierdie foon gesaai nie. Not dat ding is, ou maat, en ek trek haar weg en ek shabba en ek bid, Here, laat hy vuur oor hierdie ou kom, laat hy brand, laat hy voel. Ek soek daai selfoon terug. Volgende middag, toe ek by die huis kom, toe lê my selfoon gecharge op sy plek. Nou weet ek nie of die ouens my hoor bid het, en die ou dalk gehoor het, hier kom moeilikheid, ek moet daai foon loop bære, en of die Here dit op 'n ander manier, maar die bottom line is die foon het teruggekom. Alright, so nou voel ek nogal nie te bad oor myself hier verder. Nee? En nou het ek een van daai CD players, daai amper soos 'n Walkman, jy het die Walkman met die tape gekry, vra jou pa en jou ma wat dit is as jy nie weet nie. En toe later toe kry jy sulke Philips, dit sulke plat CD playertjies uitgebring. Hy's net so dik soos 'n paar so 3, 4. Nou het ek so een en hy het nice klank en hy het alles en ek het die dinge aan die kamer. En is die oggend en ons moet gaan kerk toe gaan en ons moet gaan opslaan en te kere gaan. En terwyl ek so my baadjie wil gryp want dit is koud, sien ek hy lê op die tafel. Maar ek mos nou Mighty Mac, nê? En dan kom 'n gedagte deur my kop. Nou het ek die kas toegesluit, ek is so op pad uit, en dan kom 'n gedagte deur my kop. Bære die CD-player in jou kas. Ag nee man, ek het nie nou tyd nie. Kom terug van die kerk af. Niks meer CD-player. Ek het maar net gesê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, ek het dit gemis. Maar dit was 'n duidelike gedagte, maar ek het dit gemis, want ek was so besig om te hardloop, soos daai priester en daai ander ou wat verby die parmantige Samaritaan gehardloop het, want ek was op pad om iets te gaan regkry, sodat alles kan reg wees. En ek mis dit. So, hoe praat die Here met ons in ons gedagtes? God praat, maar ons hoor dit nie met ons ore nie, ons hoor dit in ons gedagtes. Dit kom as 'n gedagte, it comes to us like a thought. Alright, hierdie gedagte klink soos jou eie. Dit is nie asof dit met 'n ander stem kom nie. Dit klink baie soos jou eie stem. Maar hierdie gedagte wat kom, dra autoriteit. Hoe meer jy vra, hoe meer jy soek, hoe meer word jy bewus van die autoriteit wat met hierdie gedagte kom. Dit gee duidelike en direkte instruksie. Dis nie 'n wonder storie nie. Dis duidelik. Sit die CD-player in die kas. Duidelik. Maar dit klink soos my eie gedagte. Okay? Die volgende ding wat hy sê, dra geloof en genade oor aan die hoorder. Met ander woorde, wanneer ek daai fluister hoor, kom ek vertel julle nou die positiewe een wat met my gebeur. Ons is besig om te bedien by 'n tronk in Heidelberg, daar in Transvaal. En ons bedien by hierdie tronk en nou staan ek daar, ook maar 'n jongerige laaitjie, nou staan ek daar en ons sit nou bedien en alles en die ouens sing. Nou hoor ek, hulle is besig hier met bevryding hier in een van die tronkselle hier agter. Maar dit gaan hewig. Dit gaan wild, dit gaan woes.
En nou staan ek daar en ek hoor dit. En die volgende oomblik kom daar 'n gedagte deur my kop. Gaan staan met jou rug teen die muur en die duiwel sal uitgaan. Nou ek is nie een van die Big Macs daar en een van die smart ouens daar nie. OK? Maar nou sê ek vir myself, wat het ek om te verloor? Ek stap 'n paar tree terug en ek gaan staan lekker casual. Julle ouens weet hoe staan ons casual teen 'n muur? So. Ek meen niemand gaan ons nou snaaks dink nie of as ek nou maar net so loop staan. Niemand. So, OK, ek gaan net 'n draai gee en ek gaan soontoe en ek gaan staan teen die muur. En ewe skielik toe raak ek doodstil hier agter in die kamer. Ek het dit nog nooit vir iemand vertel nie. Maar dis net so 'n gedagte en is so maklik om te sê, ag man, dis net jou gedagte. Dis net jou eie ding. En dan gebeur dit. So, aanvanklik kan hierdie gedagte verwar word met ons eie gedagtes. Maar soos wat ons groei en leer om die Here te volg, raak dit al hoe makliker. En wat moet ek maak met hierdie gedagte? Ek met hierdie gedagte, as daar so 'n gedagte kom, as ek bid en ek soek die Here, en dan kom 'n gedagte of ek is besig met iets anders, en dan kom hierdie gedagte deur my kop. Dan moet ek vra, Here, bevestig dit wat ek dink U is. As die Here nou vir jou sê, gaan saai jou buurman se grassnyer, dan moet jy gaan kyk of dit Bybels is. En dit is nie. So dan weet jy, this is not what God is asking. Dit kan of my eie gedagte wees, elke versoeking in my lewe gebeur ook in my gedagtes, so dit kan my eie gedagte wees, of dit kan Satan wees, of dit kan 'n gedagte wees wat van God afkom. En weet julle wat, as jy so 'n gedagte het, dan is dit so lekker om iemand soos 'n goddelike vrou te hê, of 'n goddelike man te hê, en jy kan sê, haai, weet jy wat, ek dink, ek voel die Here het hierdie gesê. Ek voel die Here daai gesê. Baie keer, nee, dan sal ons bid. En terwyl jy vir iemand bid, dan bid jy goed. Het julle dit al ooit ervaar? Jy bid vir iemand, en jy weet nie wat regtig aangaan in hulle lewe nie, maar soos wat jy vir hulle bid, na die tyd dan sê hulle vir jou, joh, dit is so absoluut waardeur ek gaan, of waar ek nou is, of dankie, ek waardeer hierdie gebed so baie. En dis nie asof God so met jou gepraat, dit was net, jy het gevoel om hierdie ding vir hierdie persoon te bid. Het julle dit al beleef? En dis 'n manier hoe Heilige Gees met ons praat. Hy lei ons. En partykeer moet jy so 'n bietjie soek, waar presies is die Here mee besig? Dit is, ek wens, dit was altyd net 'n rooi telefoon, doenk. Maar dis nie altyd hoe dit werk nie. Partykeer dan sê die Bybel, sê in Spreuke, dis die heerlikheid van God om iets vir ons weg te steek, en dis die heerlikheid van konings om dit te gaan soek. So ek moet my hart posisioneer om te sê, Here, praat met my. Ek moet 'n honger in my hart hê, en ek moet sê, en as ek nie honger het nie, dan bid ek vir 'n honger. En ek sê, Here, praat met my, want ek wil U stem hoor. Ek wil weet wat U wil sê. Want dis al maniere hoe ons kan leef, is om sy stem te hoor. Maak dit sin vir julle? OK, so partykeer praat die Here deur 'n gedagte, en as ek so 'n gedagte kry, wat moet ek doen? Toets die gedagte. Toets dit aan die woord van God. Nou partykeer dan praat God nie teen wat in die skrif staan nie, maar hy praat teen wat ons dink partykeer in die skrif staan. En daarom is dit goed om deel te wees van 'n liggaam. Dit is goed om vriende en vriendinne te hê, en ek kan sê, julle, ek voel die Here praat my oor hierdie ding. Wat sê julle ouens? Wat dink julle ouens? Ek en oom Arthur sal so lekker oor goed praat. Nee, en dan partykeer is ek reg en hy verkeerd, en partykeer is hy reg en ek verkeerd, en ons leer so lekker, en is so lekker om met iemand te kan praat. En partykeer sê, Jesus, oom Arthur, oom is reg, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. En so slyp yster. So dis lekker as jy iets voel, en jy is nie seker, ek dink hierdie, nie iets voel nie, ons voel emosies, maar as jy glo die Here sit 'n gedagte in jou kop, sê vir iemand, hey,
ek voel die Here sê hierdie ding vir my. Wil jy nie saam met my bid nie? Wat dink jy? Maak dit vir jou sin. Bring dit na iemand wat jy vertrou, iemand geestelik wat jy vertrou. Alright, dan praat die Here met ons in 'n stil, sagte stem. Is julle nog hierso? Alright. Kom ons gaan terug na Elia toe. So, hierdie gedagte het deur Elia se kop gegaan. Wat maak jy hier, Elia? Dan gaan die Here aan. Dan sê hy in vers 11, then he said, get out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by. Nou hier gebeur iets incredible. Die Here gaan voor hierdie kuive verby. And a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. Hierdie het seker in Kaapstad gebeur. Dis 'n manier van 'n wind wat die berg uitmekaar uitbreek. Okay, dan die volgende ding wat gebeur het. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. A still, sagte stem. So it was, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and he went out and stood in the entrance of the cave. And suddenly, a voice came to him and said, the exact same thing. What are you doing here, Elijah? Incredible goed gebeur. Hy staan nie, hy soos, Here, wat moet ek doen? Ons het nou net hierdie victory gehad, nou wil ek selfmoord pleeg. Ek was nou net daarbo, nou wil ek, Here, kom maak my maar eerder dood. En wat gebeur? Hy kry 'n gedagte, hier kom hierdie gedagte, wat maak jy hier? En dan kom haar stem, en hierdie is 'n hoorbare stem, en daai stem sê vir hom, staan daar in die grot, voor die Here. Bly, moenie nou gaan nie, staan daar. En dan gebeur al hierdie goed, 'n wind waai, 'n earthquake, vuur kom, al hierdie massive goed. Elke keer as daar iets massive gebeur, dan wil almal maak asof die Here nou iets gesê het. Het julle dit al gesien? Elke keer, dink aan COVID, ons hoef nie so ver terug te kom nie. Dink aan al die stories wat daar uitgekom het. En die Here kom op die 13de September. En al die goed wat daar uit... 'n Ou moet versigtig wees wanneer daar iets groots in die wêreld gebeur om sommer net dadelik te sê die Here sê. Ou moet versigtig wees vir dit, want God is nie altyd in daai massive groot goed wat gebeur dat hy praat met ons nie. Of dalk sê wat ons dink hy sê nie. Ja, ek is seker met die plaag het almal gedink is nou die einde van die wêreld. Toe met die Eerste Wêreldoorlog het almal gedink is die einde van die wêreld. Toe met die Tweede Wêreldoorlog het almal gedink is die einde van die wêreld. Toe met COVID het gevoel of dit die einde van die wêreld is. Maar hoor wat gebeur hierso. Dis hierdie stil, sagte stem wat kom praat met hom. Nou wat beteken dit? Stil, as jy gaan kyk na die Grieks, beteken kalm en sag. Sag beteken eintlik soos 'n vergryste stem. Die woord wat hulle gebruik is as jy iets vat en jy breek dit fyn, jy breek dit stikkend. Het jy al agtergekom partykeer as God so met jou praat, dan voel dit of hy iets binne in jou breek, of hy iets binne in jou vergrys, iets sleg dooddruk, partykeer iets wat ons gedink het goed lyk, maar hy kom breek dit met sy stem. 'n Stuk hoogmoed of 'n stuk trots, 'n stuk seer selfs, kom breek hy. En dan die woord wat gebruik word vir stem, beteken om uit te roep, om te basyn, om te dreun, to thunder. En wat ek glo wat hier gebeur het is, toe God met Elia praat, het hy nie so hard gegil nie, maar hy het, omdat hy so goed is, en omdat hy 'n gebroke man is, het God met hom gepraat, in 'n stil, duidelike, hoorbare stem. En God praat met hom, hy gil nie op hom nie, hy skree nie op hom nie. Maar hy sê vir hom, wat doen jy hier, Elia? Hoekom is jy hier? Hoekom kruip jy weg? Hoekom het jy teruggetrek? Wat doen jy hier? En dan kom God en hy praat met Elia en hy sê, gaan salf vir Elisa. Dis tyd vir 'n nuwe hoofstuk.
En is wonderlik. Nou, 'n hoorbare stem. Kom ons kyk gou nog. Is julle ouens nog hierso met my? Okay, Johannes 12. Hier is 'n hoorbare stem. Father, glorify your name. Dis Jesus wat besig is om te bid net voordat hy hemel toe gaan. Dan staan daar, then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered, and others said an angel had spoken to him. But Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Nou die woordjie wat hulle daar gebruik, waar God gepraat het, is die woordjie phonics. Dis basies die woordjie phonei. Dit beteken 'n klank, 'n stem. En wat hier gebeur het, is daar het 'n stem, 'n hoorbare stem, wat almal kon hoor met hulle ore, het uit die hemel uit gepraat. So hierdie gebeur, wanneer daar ernstige, bonatuurlike ingryping is. Hierdie gebeur, en jy hoor dit met jou ore. So beide gelowige en ongelowige mense het hierdie stem gehoor. Maar selfs toe God so gepraat het, was dit nog steeds Heilige Gees wat mense laat hoor het. Want party het gesê dit donder weer. Dus hulle kon nie God se stem, God praat met 'n hoorbare stem en hulle harte is so hard dat hulle sê dis donder weer. Die ander ouens is so spooky oor die Here dat hulle sê nee, dit was 'n engel. Maar Jesus kom en hy sê hierdie stem het vir julle gekom. Vir wie? Vir die ouens wat Jesus volg. Vir die ouens wat Jesus hoor. Om te weet, dit gaan lyk of dit nag is. Ek gaan doodgaan, maar ek sal weer lewe. Onthou die stem, ouens. En nog steeds sien ons dat net Johannes het agtergebly. Maar God praat met 'n bonatuurlike stem. Matteus 3, kom ons kyk gou vinnig nog 1 of 2. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Selfe ding gebeur, 'n stem kom uit die hemel uit, Jesus word gedoop. En dan kom God die Vader en hy druk sy stempel en hy sê, ja, dit is Messias hierdie. En 'n stem kom uit die hemel uit. En hy sê, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Saulus, in Handelinge 9, onthou julle vir ou Saul, die ou wat die kerk vervolg het en persecuted en mense doodgemaak het en mense in die tronk gegooi het. Hy is op pad Damaskus toe, om nog steeds daai selfe goed te loop doen. En dan het hy hierdie ervaring, en hoor hierso, then he fell on the ground, en het sê nie van 'n donkie af nie. Okay? Kinderbybel. Sop vir die kinderbybel. Then he fell to the ground, and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hy hoor 'n stem wat vir hom sê, selfe woord, phonei, phonics, klank. Hy het dit gehoor met sy ore, hoe God met hom praat. Dan kan 'n ou kyk, die ander skrifte wat daar staan, Exodus 3, is waar God na Moses roep uit die brandende bos uit. Selfe woord wat gebruik word, 'n hoorbare stem. En dan sien 'n ou dit op nog so 'n klomp plekke in die Bybel. Ek sal die notes uitsit, julle ouens kan dit gaan lees, die wat 'n bietjie wil dieper kyk. Net voor ek by die skrif kom. Wie van julle het God al hoorbaar hoor praat? Is daar iemand? Daar's 'n paar van ons. Weet julle, daar's hierdie girl waarvan ek vreeslik baie hou. Kan ek julle maar gou, ek hou die mic vas, so ek gaan julle gou 'n storie vertel, nee. Daar's hierdie meisie op universiteit van wie ek baie hou. Sy sit hier vanoggend, nee. En ek hou verskriklik baie van hierdie girl. Sy's mooi. En sy's oulik en sy operate. Ek kyk haar so en ek dink, hey, hierdie vrou is hulle pastorika operate. Sy verstaan nie ding nie. En ekskuus. En ek hou van haar en ons begin saam en ons gaan saam na 'n conference toe met al ons pelle en ons slim, ons kuier lekker in die bolling. Maar ek kom agter sy hou bietjie, nou skud sy haar kop. Maar ek kom agter, jy kom ons agter dat sy 'n meisie van jou hou. Nee? En ongelukkig wil jy dit agterkom as sy nie van jou hou nie. Kom nou. In elk geval, en nou begin ons praat, en ons praat hieroor en daaroor en alles. Jesus, nou begin ek bid oor hierdie girl, want ek hou van hierdie girl. Jong manne, julle moet tips vang as ek hierdie storie vertel.
En ek bid en ek vra die Here met my praat en ek bid oor dit en die Here lei my om 'n klomp verskillende goed te bid waarby ons nie vandag gaan uitkom nie. Maar een oggend staan ek op. Man, maar ek hou van haar. En ek staan die een oggend op daar in Bloemfontein, ek slaap so op die boonste bedjie, nou klim ek daar af, maar dit is koud, man. Nou bid ek in tale en ek trek my ou truitjie aan en ek het so die gewoonte gehad, dan gaan sit ek onder 'n boom buite en dan lees ek Bybel en ek praat met die Here en die ouens slaap nog en dan 6:00 gaan stort ek, want as ek nie 6:00 stort en dan mis ek hom vir daai dag. Alright, en ons is te veel, ons is 15 ouens in een stort. Alright, so nou is ek af van die bedjie af en ek bid in tale en ek maak my kas oop en is net enige gewone dag. En die volgende oomblik het ek 'n belewenis en ek weet nie of dit 'n stil, sagte stem was en of dit 'n hoorbare stem was nie. Maar die volgende oomblik so uit die regterkant uit skiet daar woorde in my kop in. Dit is nie 'n gedagte nie. Dit het nie van binne af gekom nie. Van hier af skiet daar en duidelik hoor ek hierdie woorde en ek hoor die woorde, nou hier's dit snaaks. Ek hoor die woorde almal gelyk. Dis vinniger as wat 'n mens praat. Dis asof hierdie woorde kom van buite tyd af. En ek hoor hierdie woorde en hoor hierdie openbaring, wat hierdie woorde vir my sê. Hierdie woorde sê vir my, vandag sal jy jou vrou se serp dra. Waar staan dit in die Bybel? Vandag sal jy jou vrou se serp dra. Okay, en nou Korabashanda ek verder en ek gaan buite toe, gaan sit onder die boompie, maak my Bybel oop, lees my stuk Bybel, bid, niks gebeur, ek vergeet heeltemal daarvan. Nou gaan ons terug kerk toe. Nou in die kerk het ons elke oggend al die studente bymekaar en dan is daar eers soos 'n kerk devotional en dan gaan almal nou na hulle klasse toe. En soos wat Alet is sy fliks en getrou, sy's vroeg daar en soos wat ek was, kom ek net so net betyds haar aan. En nou sien ek sy sit daar voor en is winter en ek het sulke lekker handskoene waarmee ek fiets gery het daai kant toe en ek sien sy sit in vryf haar hande. Nou ek like haar. Alright. So nou stap ek na haar toe en ek sê vir haar, en nou sit sy soos wat sy nou met my trui sit, sy sit met so 'n kombersie oor haar bene. En as jy van iemand hou, vir die van julle wat nog nie weet nie, as jy van iemand hou, dan is dit lekker om van hulle goedjies te hê. En om van jou goedjies vir hulle te gee. So nou stap ek na haar toe en ek sê vir haar, kom ek maak met jou 'n deal. Jy kan my handskoene kry, want sy vryf haar hande, kry koud. Jy kan my handskoene kry, maar ek wil jou kombersie. En so sag soos wat sy is, sê sy, no way. Maar jy kan my serp kry. Maar sy dra nie 'n serp nie. En sy maak haar tas oop. So 'n leersak maak sy oop. En sy haal die serp uit. En sy gee die serp vir my. Nou is dit alright. Is nou nie die kombersie, maar is hom iets. Dis hoe dig ek is, nee. Ek klik nog steeds nie wat aangaan nie. Nou sit ek die serp aan en toe ek die serp aansit, toe kom die ou in en almal gaan skarrel vir hulle plekke want ons moet begin en ek stap weg en toe ek so die tweede tree gee. Toe sit asof iemand my so met 'n beker koue water gooi. En ek is soos, o, flip, wat gaan nou aan? Onmiddellik onthou ek wat die oggend gebeur het. Vandag gaan jy jou vrou se serp dra. Ek het nie 'n klou waaroor die devotions daai oggend gegaan het. Tot nou toe weet ek nie. Fast forward so 2 jaar, sit ons hier by Agulhas met ons voete, een in die een oseaan en die ander in die ander oseaan en ek vra vir haar om my te trou. En toe sy nou uiteindelik ja sê, toe sê ek vir haar, ek wil jou 'n storie vertel. Ons gaan sit toe so bo op die berg op by uitkykpunt en ek sê vir haar, ek wil vir jou 'n storie vertel. En ek vertel vir haar die storie. Nou in daai 2 jaar was daar baie goed wat ons probeer weghou het van mekaar. En nou 18 jaar na die 2 jaar terug kan ek sê prys die Here. Dat die Here gepraat het en dat ek gehoor het, want hierdie vrou het my al van soveel sleg gered in my lewe, as ek net selfsugtig dit kan sê. En ek het net in die oggend daar gestaan, ek was nog nie eens regtig goed wakker en hier praat hierdie stem met my duidelik. En hier is die ding wat ek vir julle wil sê, hoor vir my, hoekom vertel ek hierdie storie?
Want God is so goed. Hy sal met jou praat op die manier wat jy nodig het om hom te hoor. God will speak to you in the exact way that you need, so that you can hear his voice. Want as daai stemmetjie daai oggend van my moes gesê het, Alet is jou vrou, sou ek gesê het, no way, dis my eie gedagte. Maar dis nie wat die stemmie vir my gesê het nie. Daai stem het die oggend vir my gesê, vandag sal jy jou vrou so sterk dra. En ek het nie 'n cooking clue gehad nie, voor die Here, ek het nie daaraan gedink nie, tot ek omgedraai het en geloop het. En toe snap alles in plek. Hier is die belangrike ding. Ouens, meisies, bid vir jou vrou, bid vir jou man. Nommer 1. Nommer 2, as die Here met jou praat, bewaar dit in jou hart. Moenie na 'n girl toe stap en vir haar sê, raai wat het die Here vir my vanaand gesê? Meisies, as 'n ou na jou toe stap en hy sê dit, dan soek jy die naaste besem. En jy voet daarom. Okay, hoor hierso. Mens noem dit geestelike manipulasie. En dit gebeur veral in verhoudinge. En ek sê vandag vir julle jong mense, wees versigtig. Ouers, leer julle kinders hierdie goeters. As haar 'n ouetjie na jou toe kom en hy sê die Here, dan sê jy, die Here het nog vir my niks gesê nie. So long. Moenie net jou knie knak vir die eerste mannetjie wat daar verbykom nie. Jy's meer werd as dit. Alright, maar ook, wanneer God praat, beteken dit nie altyd dat God wil hê dat jy iets vir iemand moet sê nie. Partykeer moet jy iets vir iemand bid, partykeer moet jy dit vir jouself hou, partykeer is dit eintlik vir jou en jy dink is vir hulle. So 'n mens moet onderskei, as jy iets hoor, as God met jou iets praat, vat dit na God toe. En sit daarmee. En as die Here met jou iets praat in hierdie konteks, ons is amper klaar, as die Here met jou iets praat, jong mense, come on man, pray, vra, Here, wys vir my, dis die moeilikste besluit om te maak. Die grootste besluit wat jy in jou lewe gaan maak is met wie jy trou. Want as jy sê, I do, dan doe jy vir die res van jou lewe. En is maklik om God te kies as jou Here, want hy's amazing, en hy's foutloos. Maar raai wat? Daai huweliksmaatjie, daai maatjie met wie jy jou lewe gaan spandeer, is nie foutloos nie, net soos jy ook nie foutloos is nie. En daarom is dit so wonderlik as jy weet God se hand is in dit. En ek het altyd gebid en gevra, vir jare het ek gebid en gesê, Here asseblief, lei my, ek wil seker wees. Want ek het dit al 1 of 2 keer nie so goed gedoen nie, en that turns into disaster. En ek het gebid en ek sê, Here, ek, vir my, en dis nie 'n wet nie, dit beteken nie almal hoef dit so te doen nie, en as jy dit nie so gedoen het, jy moet nie stres nie, wees lief vir mekaar. Al wat ek probeer sê is, God praat op die manier wat jy nodig het om te hoor. Want hy's goed. Want hy wil met jou praat. Amen, laaste enetjie, ek wil klaarmaak hiermee, met die skrif, die Bybel, Psalm 119 vers 105 sê, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nou, partykeer is dit 'n lamp en partykeer is dit 'n light. Partykeer wanneer God met ons praat, dan praat hy met ons ver in die toekoms in. En partykeer praat God net hier. En jy moet nie frustreerd raak wanneer God met jou net hier praat soos 'n lamp nie. 'n Lamp skyn net hier waar jy loop. Hy maak net so 'n paar tree voor jou oop. En partykeer wys God net vir jou 'n klein stukkie van dit wat jy vra, of hy antwoord 'n klein stukkie. Partykeer sal ons bid met die Here oor GHI, né? Ek bid oor hierdie ding, Here, en dan antwoord die Here jou A, B en C. Wat bedoel ek? Jy bid oor iets spesifiek en dan voel dit of jy die hele tyd skrif kry oor ander goed. En mense bid vir jou ander goed, nie wat jy wil hoor nie. Maar as jy hierdie ABC waarmee God met jou praat, vat en jy maak dit jou eie en jy werk in jou hart, dan prepare die Here jou om te kan handle wanneer hy begin praat oor G, H en I. Maak dit sin? Daar's 'n pad. Kom, vat vir Josef. Julle ken vir Josef. Wonderlike droom, profetiese woord. Wat gebeur? Sy eie broers. Man, dis snaaks hoe dit werk. Sy eie broers gooi hom in die gat. Sy pa se kinders steek hom in die rug. Hy word verkoop as 'n slaaf. Hoeveel aande moes Josef nie gedink het, ja, die Here het iets gesê, maar ou man. Wat doen Josef? Maar hy bly getrou, hy bly wys, hy bly die Here dien, hy bly homself gee.
Hy gaan nie in rebellie teen God nie. En wat gebeur? Hy kom in Potifar se huis. En in Potifar se huis is daar 'n tannie wat haar poties nie kan afhou van Josef af nie. En Josef kon gesê het, ouens, dis die kort pad. Hierdie is vir my die kort pad. Ek hoef nie meer, dit is nou nie so great soos die belofte op my lewe nie, maar dis nou ook nie so bad soos om die ou vloerlap te wees nie. Daar's perks as jy by die baas se vrou slaap. Alright? Daar's dood en destruction ook. Maar wat doen hy? Hy bly getrou. En wat 'n beloning. Hoe beloon God Josef vir sy getrouheid? Hy laat hom alweer onregverdig in 'n tronk beland. Kom aan ouens, ons praat oor 13 jaar van sy lewe gebeur hierdie goed. En en wat doen Josef in die tronk? Gaan sit hy en hy gaan moan oor hoe hy getrou was en hoe hy weggehardloop het en hoe dit nie gewerk het nie en hoe God hom nou in die tronk en hoekom gaan moan Moses? Josef. Gaan moan hy? Nee. Wat doen hy? Hy gebruik die gawe wat God hom gegee het en hy bedien die drinker en die skinker en die bakker. Hy gaan bedien hulle met God se woord. Selfs in die tronk, selfs nadat hy faithful is en alles val in mekaar, bly hy aan om getrou te wees. En wat doen hy? Hy sê, luister, onthou my net. Moenie van my vergeet hier in die tronkie. Hoe dink julle het daai skinker gevoel toe hy sien, daar gaan die bakker se kop. Hy sê, joh, gelukkig weet ek het my werk gehou. En tog, besluit daai mens, ek gaan nie vir daai ou in die tronk 'n gap gee nie, want net nou vat hy my plek. Net nou vat hy my werk. Net nou raak hy belangriker as ek. En die waarheid is, hy het belangriker geraak. Maar daai ou hy vergeet van Josef in die tronk. En daar gryp God in. Ons weet nie hoekom hy 2 jaar gewag het nie, maar God wag baie keer lank. En daar gryp God in en hy gee 'n droom aan iemand wat Satan aanbid. God gebruik enigiemand. Gee God aan 'n ou wat die slegste moontlike iemand kan wees, gee God vir hom 'n droom. En ewe skielik connectie dots by die skinkery. Wou, daar's 'n ou in die tronk. En hulle gaan haal vir Josef uit. En in een dag verander God die toekoms van die wêreld. Deur een ou wat getrou gebly het en vasgehou het aan daai woord van die Here. No matter what. Daarom is dit belangrik vir ons om die Here te kan hoor. Okay, daar's die ding wat ons noem die Logos. Dis daai boek wat ons het, die Bybel, die geskrewe woord. Maar dan sal ook die Rema. Die Rema woord van God is wanneer God met jou persoonlik praat, wanneer hy vir jou openbaring gee oor die geskrewe woord. Vra God om vir jou 'n skrif te gee, as jy bid oor iets. Hey, ek het gebid, ek gevra, Here, gee vir my 'n belofte oor hierdie nuwe Riversdal waartoe ek kom. En ek vra 'n skrif, en toe kom daar 'n skrif in my kop, 'n gedagte. Kom, en ek gaan lees dit, en toe ek het lees, toe weet ek, hierdie is die Here. Hoe het ek geweet? Sy gees het saam met my gees getuig, ek het net geweet, hierdie is wat die Here praat. En nou leef ek in die middel van daai skrif. En ek gaan nie met julle deel nie, want dit gaan nie oor my nie, maar ek leef op die oomblik in die middel van daai skrif, en ek kan staan, want die Here het gepraat. En maak nie saak wat jy hier fight en wat jy daar fight, as jy weet wat die Here sê, dan staan jy. En is die goedheid van die Here, en ouens, ek sê weer, ek is die donkie hiervoor, as die Here dit vir my doen, sal die Here dit vir jou doen as jy hom soek. As jy hom soek, vra die Here. As dit met jou rof gaan, amper sê ek nou Josef, ek's nou by Josef, Jakobus, James, sê julle het nie, want julle vra die Here my en laat hy met jou praat. God wil met jou praat. Okay, God sal nie teen die Bybel praat nie, maar soms anders wat as ons dink dit moet wees. Vra God vir bevestiging
en bespreek, as jy 'n skrif kry, as jy 'n gedagte kry, as jy 'n visie het of 'n droom het, vra die Here. Ons gaan kom by drome volgende week, drome en visioene en daai goed, ons praat volgende week daaroor. Hoor hierso. Wat doen Heilige Gees? The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I said to you. So wat doen Heilige Gees? Hy herinner ons aan die skrif wat ons gelees het. Is julle ouens nog met my? Heilige Gees herinner ons aan die Bybel wat jy gelees het. Wie van julle was al ooit in omstandighede en dan pop daar 'n versie in jou kop wat jy ergens in die Bybel gelees het. Dis Heilige Gees, dis die skrif, man, is die koninkryk van God wat gebeur. Dis nie net random jou brein nie. Ons het op universiteit, dan skryf ons 'n toets oor woord. Die toets tel uit 4000 punte uit. Jy kry 6 ure om hom te skryf. Die hoogste vak wat ek in skool gehad het ek 20% omtrent verkeerd voorgekry. Dit is Afrikaans. Hou van ons praat, maak sin, nê? Maar ek hou van sin praat ook. Nê? Al my ander vakke was 70-60%, behalwe skynat, dit was 40. Ek het skynat reg deurgekom. Okay, nie te veel en nie te min nie. Wat probeer ek sê? Ek's nie die slimste ou nie. Ek gaan skryf daai toets en ek sê, Here, asseblief, U moet my herinner. En ek verloor 4 punte uit 4000 uit vir daai toets. Hoekom? Want dis skrif, dis lewendig, dit praat. Dis nie 'n mens se koppie nie. Dis God wat praat, die skrif lewe. So, lees jou Bybel. Al voel dit nie vir jou, man, ek voel nou hoe die aarde ruk soos die Here met my praat nie. Kry dit binne in jou in. Sit dit in jou hart, plak dit op jou yskas vas as die Here met jou iets praat. Ons het op 'n stadium toe gaan ons deur 'n ding en die Here gee vir Alette skrif en sy gaan verf die skrif op die muur van ons kombuis. En elke keer as ons in ons kombuis inkom, dan sien ons die skrif en dit herinner ons daaraan aan dit wat die Here gesê het. Die Jode het die goedjies, nou julle hoef nie dit te doen nie, maar hulle het so 'n boksiekie en dan sit hulle 'n stukkie skrif daarin op hulle voorkop vas. Sit die skrif. Weet julle wat? Daar's ouens wat hierdie verskriklikste vervolging gegaan het. Brother Yun, het julle al ooit van Brother Yun gehoor in China met die vervolging? Wat gaan doen hy? Hy lê daar, hy's in so 'n sleg plek, die wurm sien hy onder sy vel rondkruip. Dit gaan sleg met hom. En hoe praat die Here met hom? Hy onthou 'n skrif. God herinner hom aan 'n skrif. En omdat dit nie net sy brein is nie, maar God is wat hom herinner aan daai skrif, gee dit hom soveel krag, dat hy deur daai vieslike omstandighede in daai tronk gaan en hy bly staan. Deur martelings, deur beproewinge, deur die haglikste omstandighede. Want dis nie net inligting nie. Dis God wat praat. So as ek en jy lees, dan voel dit vir ons soos net inligting. Partykeer, ek lees en ek verstaan nie eers alles wat ek lees nie, maar lees en lees. Sê vir die ou langs jou, lees. Nee, jy moet dit aan sê. So Heilige Gees herinner jou, want jy weet nooit wanneer jy nodig het om herinner te word aan daai skrif nie. Lees. En dan partykeer, soos wat ons getuig of gesels of vir iemand bid, dan sal die Here skrifte wat jy ken, woorde wat jy ken, by jou kop opbring. En jy dink net, terwyl jy vir iemand bedink jy net ewe skielik aan daai skrif. En dis 'n manier hoe God met ons praat. Deel daai skrif met daai persoon. Sê vir hom, nie sê, so sê die Here, nou gat jy nie. Sê vir hom, man, ek het hierdie skrif wat ek met jou wil deel. En deel dit. Alright? En jy gaan sien of dit vir hom gaan sin maak of nie. Partykeer maak dit eers sin nie, maar as hy dit 'n ruk vat en kou daarmee, dan maak dit sin. Moenie oor 600 goed die hele tyd bid nie. Luister gou vir my mooi, moenie oor 600 goed die hele tyd bid nie. Bid oor 1, 2 of 3 goed en hou aan bid en soek die Here en kry die wil van die Here daaroor. En dan bid jy oor die volgende ding. Moenie elke aand vir 600 goed bid en jy kry nêrens 'n antwoord oor niks en jy gaan slaapies nie. Ek sluit hiermee af. As jy hom soek, sal God seker maak dat jy sy stem hoor. Ek beloof jou. Ek beloof jou.
As jy hom soek, as jy vra, sal jy vind. As jy klop, sal die deur oopgemaak word. Die Here sal seker maak dat jy sy stem hoor. En hy sal seker maak, hy sal met jou op die manier praat wat jy nodig het. Weet julle wat, partykeer, ek is nie 'n ou wat baie droom nie, maar partykeer, as daar iets erg in my kop is, dan laat die Here my droom. Want dan weet ek, dit was nou die Here. En dit was nie ek nie. So die Here maak seker dat ek dit nie opmors nie. En hy maak seker dat ek weet wat ek moet weet. En dis sy goedheid. En hy wil so met jou praat. So nommer 1, lees saam met my, as jy hom soek, sal God seker maak, jy hoor sy stem. Nommer 2, dan verwag Vader God gehoorsaamheid. Hoe hy ook al met jou praat, hy sal sorg dat jy hoor. Dit hang van hom af, dit hang nie van ons af, en hoe oulik ons is nie. Dit hang van hom af om te praat. Maar as hy praat, dan wil hy hê dat ons gehoorsaam is. As jy alles vergeet wat ek gesê het, onthou hierdie 2 goed. God sal met jou praat as jy hom soek. En as hy praat, wil hy hê dat jy luister. Amen. Volgende week praat ons bietjie oor drome en visioene en die geestesrealm en dalk engele en sulke dinge. OK. Kom ons bid saam. Vader, ek bid Here dat U met ons sal praat. Ek bid Here dat daar 'n nuwe geloof in ons harte sal opstaan om U te soek, Here. Ek bid Here dat ons mense sal wees wat U stem hoor. Dankie Here dat ons 'n profetiese generasie is, 'n geslag is wat U stem hoor. En ek vra Vader dat U met elkeen van ons sal praat. Dat ons duidelik sal weet wat dit is wat U vir ons wil sê. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. En dan Here, gee vir ons die krag en die genade om gehoorsaam te wees. Ek bid dat ons sal drome droom, sal visioene sien, dat ons die stem met ons ore sal hoor, dat ons die stem in ons gedagtes, in ons gewete sal hoor. Here, ek bid dat U vrede ons sal lei, dat ons U sal belewe as 'n lewende God wat praat met ons almal. Ons vra dit, Here, in Jesus Christus se naam. Amen.